Ok julle, dankie vir julle geduld met hierdie tekening. Ek gaan net baie vinnig gou deur 'n paar goed gegaan. As julle kyk na die vraagie hierso, dis 'n vraagie mos nou wat kom uit hierdie EGD learning. En die tekening self, het ek vir julle verduidelik laas, is nie so moeilik nie. Ons begin altyd mos by die bo-aansig, so jy gaan hierdie eerste moes teken, jy sou eers hierdie gedeelte geteken het, dan sou jy die piramide wat saam met hom gegaan het, sou jy hom geteken het. Dan om hierdie enetjie te kry, is 'n bietjie van 'n storie, wat ek vir julle verduidelik het, is jy gaan heel eerste 'n 60 grade lyn daar moet trek. So, as ek sê 60 grade bedoel ek hierdie, jy sou daai moes trek, jy kon gecheat het ook, ek bedoel, as jy dit neergesit het om te sien wat daai angle is, as jy nie geweet het nie, maar hier gee hulle vir ons die tip, hulle sê daai is 30 grade. Maar nou, die uitdaging wat ons het, Karl, hierdie is nogal so 'n belangrike enetjie, die uitdaging wat ons het, is hierdie afstand met die oranje, is nie 'n ware lengte nie, né? Want wat ons sien is dat daai sy daar, en hierdie sy hierso, is leskyns. Hulle is nie parallel aan jou oog nie, né? As ek hier vanaf kyk, dan kan ek duidelik sien, daai lyntjie daar, hy is 'n ware lengte hier, maar wat ek bedoel is, jy kyk mos nou so op hom. Wat beteken dat die afstand van daar tot daar is korter as die werklike lengte van daai sy. Goed? So, hier's twee maniere wat 'n mens hierdie kan doen. Die een manier is om daai hulpaansig ergens op jou bladsy te gaan uitteken. Nou, dit was nie so moeilik nie, in die sin dat ek kan enige plek op my bladsy gaan, ek gaan dit sommer in pen gaan doen, ek kan 'n 60 grade lyn trek, ek kan vir my nog 'n 60 grade lyntjie getrek het, en ek kon net eenvoudig 50 mm afgemeet het, ek gaan daar van die een af meet gou, so ek kon vir my daar 10, 20, 30, 54, ek kon daai lengte daar afgemeet het, en hierdie wil ek nogals vir julle aanbeveel, mens vergeet baie keer om dit te doen. As jy vas is en jy weet nie lekker wat aangaan nie, dan kan jy altyd terugval hierop, né? You can always fall back onto this, because it's the same measurement that you are getting, you are now doing it separately on the page. Okay, so wat is daai afmeting? Dis die afmeting wat ek hierso nodig het, né? So jou idees moet net nie opraak nie. So wat ek sou doen dan nou, kyk, voordat jy daai aansig gaan teken, moet jy die hulpaansig teken. Korrek? Alright? So wat ek gedoen het, ek het sommer net vir myself die hulpaansig daar geteken. Toe het ek vir myself 'n lyntjie hier neergesit. Ons het nou nie 'n XY lyn verder weggeskuif nie, maar ek sit hom teenoor daar, dis nie 'n issue nie. So daar is my XY lyn. Dan het ek vir my daai driehoekie gaan teken. Nou, ek dink daar's iets belangriks wat ons net gou vir mekaar moet sê, en dit is dat ons werk in eerste hoek. So hier waar my duim nou lê, as ek hierdie figuur draai, dan lê die driehoek, daai sytjie daar, is die ene wat nou naaste aan my lê. So, as ek hierdie gaan nommer as A, B naaste aan my, dan beteken dit nou, A, B gaan nou daar lê, punt C is die ene in die agterkant, so ek skryf hom bo die lyntjie. Alright, so ek dink dit is belangrik net dat julle weet, dat hierdie sy, A, B, is die sytjie wat nou naaste aan my lê hierso, maar hy lê natuurlik ook aan die bokant, it's also at the top. Okay, wat nou gaan gebeur is, nou gaan ek van hier af moet werk, van die hulpaansig, om my bo-aansig te kan teken, voordat ek nou nog die snit kan doen. Nou hier is nou waar die dilemma inkom, as ek dit nou so kan stel. En die probleem waarmee ons sit, is die volgende, ek lees gou vir die beskrywing, hulle sê, gaan dit Afrikaans lees, hulle sê die vooraansig, en onvolledige bo-aansig, wat ons mos nou weet, van 'n gelyksydige driehoekige piramide, in aanraking met 'n gelyksydige driehoekige prisma. Okay, so hierdie ene is die driehoekige prisma, daai ene is die piramide, hy is bietjie lig daar geteken, ek sal hom net so bietjie donkerder gou vir julle gou trek daar, so as ek net van my potlood gou kan kry, ek gaan hom sommer in pen gou trek daar, so sorry,
En hom net so liggies gou hier inteken. Daarso, dat jy hom net kan sien. Ekskuus tog. So, ek dink ek het nou daai lyntjie verkeerd getrek daar. En hom net gou hier mooi duidelik trek. Ek kan hom sommer in 'n ander kleur gou doen. Ekskuus daaroor, Michaela. En daai enetjie daar trek. En hierdie enetjie hierso trek. En dan nou hierdie enetjie hier trek. Nou, soos wat ek julle verduidelik het, ons doen hierdie goed altyd asof voordat ons nou aangaan met daai, ons doen hierdie gedeelte op die volgende manier. Jy sny deur 'n basis, dan sny ons deur nog 'n sy wat eintlik volgens hierdie tekening aan die agterkant lê. So hierdie is eintlik 'n stippellyne. Ek wil gou vir julle net gou 'n stukkie raad gee. As julle oorteken, en veral vir die eksamen, nê, if you guys are redrawing, please remember that you need to draw everything exactly as they give it to you. As hulle daar 'n snylyn het met twee dikker lyntjies op die kante, nê, wat sê PP, dan moet jy dit insit. As hulle 'n stippellyntjie daar het, dan moet jy daai stippellyntjie insit, okay? So onthou daarvan, daai snylyntjie is PP. Gaan teken dit in want jy kry punte daarvoor. Okay. Nou projekteer ons af, ons sny deur die basis. Nou onthou gou, as ek deur die basis sny, vat hom reguit af deur die onderkant van daai ding, gaan altyd 'n reguit lyntjie maak. Hy kom hier in en hy gaan hier uit. Hierdie punt is die punt naaste aan jou. Nou wat gebeur is, hardloop ons van hier af en dan sny hy nie daar nie. Hoekom nie? Want dit lê in die agterkant. So hierdie punt gaan van hier af daar na die bokant toe. Right. So om daai snypunt te kry is hierdie sytjie. Ons het Michaela het hom genommer 1 en 2 en 3. So 2 is daar, 1 is daar, 3 is daar, 0 is in die bokant. Okay, ons het daai lyntjies liggies ingetrek. Dit was alles 30 grade lyne. Hoekom? Want ons halveer die hoeke om die middelpunt te kry. Jy kan ook vanaf die hoek 90 grade op die teenoorstaande sye trek om daai middelpunt te kan kry, of jy kan enige twee hoeke halveer en dan gaan jy ook die middelpunt kry. Nee, dan het ons mos dit liggies ingetrek. Dit het ons nou al klaar gedoen, so ek gaan dit net weer liggies intrek. Jy kan sien daar en daar. Dan hardloop hy van daar af, dan hardloop hy tot daar in die bokant. Nee, nou daai punt as ek hom afbring, lê hierso. Hy lê hierso, bring hom loodreg af. Hoe weet ek waar sny hy? Daai is sy 03, hierso is 03. So kyk mooi na die nommers, anders gaan jy op die verkeerde sy afmeet. Nou, ek gaan sommer begin en ek gaan dit noem 'n klein a en 'n klein b. Daar's klein a, of jy kan dit noem 'n klein, ek weet nie wat jy dit wil noem nie. Hierdie kan ek 'n klein 3 maak, want dis op sy 3. So ons maak daai klein 3tjie. Daar waar hy sny, nou hardloop hy agteraf en hy sny nou op daai reguit lyntjie, nê? Nou, die reguit lyn kan ons nie sien waar hy sny nie. Dit is waar ons die helpmetode kan gebruik. So the help method, I'm going to do that in purple for you, is parallel up to that side. I'm going to go perpendicular down onto the same side, which is this line over here. And now I go parallel to my base. And this is a quick method to determine the point that I'm looking for. Remember, this is not the section itself. This is just a method, parallel, perpendicular, parallel. And that gives you the point at the back. So nou het ek daai punt daar, nee. Ek het klaar die onderkant gedoen, ek het klaar die bokant gedoen. So ek het nou punt A, ek het nou daai snypunt, en dan het ek nou ook die ene agter. Nou hier vanaf hardloop hy net weer terug na die agterkant toe, waar daai snit ingekom het. Hier so, hy hardloop nou van daar af terug soontoe. So hier is my snyvlak. As ons dit gou kan inteken, gaan dit gou vir julle sommer in swart pen doen. Daar is hy, die deel wat wegval, en dis belangrik, the part that will fall away will always be the point, the part between the section line and where you're looking from. Nou hier gee hulle nie pyle nie, né? Hoekom? Want jy gaan meer as een snit
projekteer. So you have to know, guys, you have to know that you're looking from the top, and everything between you and the section line, which I'm going to do in a highlighter, this part over here is the part that will fall away. Everything that I've highlighted for you guys now. En dit sou natuurlik wees die gedeelte hier tot en met daar, daai stukkie en hierdie stukkie. Dis die gedeelte wat gaan wegval. Hoe weet ek? Jy kan die punte en die nommers gaan check. Ek gaan dit nie nou doen nie. Dis daai twee, dis daai hele lyntjie wat hier oploop, dis daai stukkie wat daar loop tot by die snypunt, wat met ander woorde is vanaf 0 na 3 toe, gebruik jou nommers, dis wat vir jou die antwoord gee. Dan, teen 45 grade, gaan ek gou arseer, equally spaced, en weer eens onthou, jy hoef nie alles op mekaar te wees nie, dit can be further apart, veral as jou tyd beperk is, jy wil nie baie tyd spandeer hier op hê, maar hy moet equally spaced wees, en hy moet 45 grade wees, anders verloor jy die arseringspunt daarso, nee. So daar het ek hom klaar gearseer, ek moet alles teken wat oorbly, so ek gaan dit gou vinnig doen, dis daai lyntjie, dis hierdie lyntjie hierso, dis hierdie lyntjie wat hier lê, daar's hy, en hierdie wat ons nou doen, is eintlik graad 10 werk. Hierdie is niks anders, hierdie eerste, dis niks anders as graad 10 werkie. Maar waar dit nou, en dis waar ek wil uitkom, waar dit nou meer gecompliseerd raak, is by hierdie gedeelte, nee. Nou, ons doen dit asof dit een tekening is, en ek sê vir myself, right, daai deel is gecover, ek is klaar met hom. Nou sê hulle vir my, en hier is waar die belangrike ding inkom, hulle sê nou, dat ek het 'n gelyksydige driehoekige prisma, dis hierdie ding, en hy is in aanraking met 'n gelyksydige driehoekige prisma. Nou waar is hy in aanraking? Waar is hy in aanraking? Hy is in aanraking op daai punt daar. Dis die enigste plek waar hy raak. So wat sê dit vir my? Wat sê dit vir my? Dit sê vir my, dat ek gaan nou hierdie ding kan teken, ek sal dit kan doen, en ek sal 'n hulpansig kan insit. Dis die maklike deel, nê? So, ek kan my driehoek gaan teken daarso, ek het hom hier uitgeteken vir my, ek het daai afmeting gevat, ek het dit daar ingesit, julle kan gaan check, hierdie sye is presies die korrekte lengtes, ek probeer net gekyk, waar is my passer, julle kan gaan check hierso, hierdie lengtes, kyk gou daar, is presies daai lengtes. Nee, hier kan jy op enige manier daai figuur gaan projekteer het. Jy kan hom so geteken het, daar's meer as een manier. So hier moet jy hom teken, en hoekom doen ons dit? Want onthou, as jy iets het wat teen 'n angle lê, if you have a solid object which is drawn at an angle, you have to start by the auxiliary view. Hierdie is die auxiliary view, né? Dit is soos wat die shape van die ding wys. This is how I know the auxiliary view. Né? Nou, okay, dis nie 'n piramide nie, dis 'n prisma, né? Dis A, B en C. Nou, projekteer ek terug hiervan af. This is what gives me the width for this thing. So if you know what this measurement is, you just project back. That is a 60-degree line. This is how I know it's 60 degrees, because they tell me the base there is at 30. If this is 30, if I draw a 60-degree line, I will get the correct angle. So, jy kan hier letterlik gaan en 'n 60 grade lyntjie gaan trek daar, deur daai jou hulpansig gaan teken, terugprojekteer. Dis wat ons hier gedoen het, en as jy dit klaar gedoen het, moet ek dan natuurlik die bokant van daai ding ook klaar teken, en die bokant van daai ding gaan hierso lê. Gaan hom net ook gou vir julle insit. Ek gaan kyk waar het ek my potlood neergesit hierso. Kyk, dan is kyk, ek sien nou nie my potlood nie, maar ek sal nou maar gou, as ek maar 'n pen werk. So ek gaan gou daai enetjie gou inteken. Daar's my lyntjie in die bokant, daar's die onderkant van die prisma. Nou hier kom die belangrike ding. Aan die onderkant is die 3 punte. Aan die onderkant is daar 3 punte, want dit is 'n prisma. Dis 'n triangular prism, so there's 6 points in total. As jy dit af gou vir julle doen
in rooi lyne, dat julle mooi kan sien. Projekteer ek hierdie af, ek projekteer daai lyntjie af, en dan gaan ek dieselfde doen met hierdie punt en met hierdie punt. Alright, nou hier moet jy maar mooi kop hou, dit is nie so moeilik nie. Die goed werk maar almal dieselfde, maar jy moet kop hou, né? And you have to number, guys, if I can tell you, I could do this thing, this work in school by method, by just using the numbers. So even if you struggle, if you use your numbering system, you will get to the right answer. Okay, nou hier is die belangrike ding, en nou, hier gaan julle nou mooi moet luister, en jy gaan bietjie uit die boks moet dink. So ek wil julle moet mooi luister. Julle sal sien op hierdie hulpaansig, sien julle hier's geen, there's no distance provided here. Sien julle dit? Nee? Hulle gee nie vir jou daai afstand nie. So, dit beteken, jy kan daai ding enige afstand daar insit. Dis nie die probleem nie, okay? Wat is die belangrike ding? Die belangrike ding vir julle is, om nou te weet, hoe plaas ek daai ding hierso? Nou, ek gaan vir julle 2 maniere gee, hoe jy dit kan doen. Goed, gewoonlik sê ons, punt, grondlyn, punt, en ons meet, en ons sit dit hier in. Nou hier, sien ek het, volgens hierdie tekening, is dit die XY-lyn, daar. Okay, so as ek hier gaan, kan ek sê, ek wil iets teken, kom ek vat 'n voorbeeld, as ek byvoorbeeld, ek sien Michaela, het dit klaar gedoen, sy het oorgeprojekteer, en hiernatoe gewerk. Nou, hier is actually nog 'n ding wat ek nou nie eers aan gedink het nie, jy kan 'n sy aansig teken, en hier vanaf projekteer soontoe, maar dis nie noodwendig wat ek nou sal doen nie. Ek gaan en ek gaan vir myself sê, hulle het vir my gewys dat die bokant van daai piramide wat ons nou gesny het, daai punt daar, ek gaan hom vir julle highlight, daai punt daar is die punt waar die figuur mos nou geraak het, né? So dit wil sê, julle gaan sien, hier is 'n lyntjie en hier gee hulle vir ons die klou, is 'n senterlyntjie wat 42 mm weg is van die XY. Nou, Michaela, jou tekening is nou bietjie verder weg, maar dis nie 'n probleem nie. Al wat belangrik is ons gaan daai, as hierdie afstand nie 42 is nie, dan beteken dit net, ons moet nou net die XY-lyn afskuif. So wat ek gaan doen is, ek gaan hier by die 2 begin meet, net vir akkuraatheid, 10, 20, 30, 40, 41, 42, en ek gaan net vir my 'n tydelike, just a temporary XY line, I'm going to put in here. Okay, ek sit nou net vir my 'n tydelike, ek skuif daai XY-lyn net af hiernatoe, dit is nie 'n issue nie. Okay, nou hier is die belangrike ding, tegnies moet daai afstand waar hierdie punt gaan raak, beteken dat as ek hier XY-lyn hier insit, nou moet julle mooi luister wat ek sê, dan moet hierdie eintlik ook 42 mm wees. Dit is die vangplek in die vraag, dis die hoë orde stukkie wat hulle eintlik vir jou daar gee, want dit verg nou 'n stukkie kennis hierso, want as jy nie weet, as jy nie hierdie figuur kan plaas hier nie, dan gaan jy sukkel. So wat sou ek vir myself sê? Ek sou vir myself sê, luister, vanaf wherever hierdie XY-lyn is, moet dit 42 mm hier wees, en dit moet 42 daar weg wees. Maar nou weet ons het die spasie hier gehad, om daai ding 42 mm daar weg te sit nie. Dit sou eintlik die korrekte manier gewees om te doen, is om 42 mm daar te meet. Ek sien almal lê op hulle arms, behalwe 1 of 2, so dit help nou absoluut niks. So daai 42 mm wat jy hier sien, moes eintlik daar gelê. Maar dis nie moontlik vir ons om dit te doen nie, want ons het nie spasie daar nie. Die ouens het nie lekker gedink daaraan nie, of hierdie figuur moes laer afgeteken gewees het. Dis eintlik waar die issue inkom. Hierdie ding is te hoog geteken, hy moes bietjie laer gesit het. Maar dit is nie 'n probleem nie, hoekom nie? Want ek weet dat daai afstand daar moet gelyk wees aan die afstand van hier af soontoe. Right? Vir my XY-lyn. So wat gaan ek nou doen? Ek gaan nou so 'n bietjie cheat. Hoe gaan ek dit doen? Kom ek wys vir julle.
En dit kan jy op enige tekening doen, as jy nou in 'n probleem inhardloop, soos wat ons nou op hierdie oomblik het. So wat ek doen is, ek meet nou daai afstand, dit is nie 42 nie, ek meet hom daar, hoekom? Want ek weet, dat daai afstand en hierdie afstand moet dieselfde wees, so wat doen ek? Ek gaan sit net vir my 'n tydelike lyntjie hier in. Kyk, nou as dit nie vir jou sin maak nie, kom gesels met my een of ander tyd, en dan sal ek vir jou verduidelik hoekom ek dit doen. Dan sit ek nou net 'n tydelike lyntjie daar, in daai oranje ene, nê? En wat doen ek nou? Nou sê ek vir myself, ek wil die figuur hier teken, wat het ek nodig? Daai punt, grondlyn, en dan punt, grondlyn, punt. So ek gaan dit gewys. Om die bokant te kry, om nou daai eerste punt van daai figuur te kry, ek gaan hom gou vir jou merk, moet ek hierdie afstand vat, en daai afstand moet dieselfde wees. So die bottom line is, wat ek al jy hier het, moet ooreenstem met wat jy hier insit. So jy kan sê punt, grondlyn, dan gaan ek op met hom, dis daai punt 0 daar, punt, x-lyn, wat die grondlyn is, punt. So ek meet hierdie afstand hierso, en ek gaan plaas dit hierso, vanaf daai x-lyn hierna toe. Nou, hoekom het bietjie die mekaar lyk is, die goed lê bietjie oor mekaar, so, kom ons plot vir daai punt, hy gaan net mooi hierso sit. Kyk, onthou hy gaan gesny word, so ek gaan dit in 'n ander kleur gou vir julle doen. Daarso is my eerste punt, daarso is hy. Nou sê hulle vir my, ek hoef nou niks verder te doen nie, ek gaan nou net al hierdie punte meet wat hier lê, en ek gaan dit gou vir julle wys, om bietjie tyd te spaar, gaan ek punt B meet, en ek gaan hom nou insit, daarso is op punt B, ek gaan hom hier insit, daar staan daai x-lyntjie, daar is hy, ek gaan hom vir myself nommer punt B, daai enetjie is punt A wat daar lê, en my ander punt is punt C, en punt C lê op hierdie lyntjie, as jy mooi gaan kyk, dan lê hy op daai lyntjie wat ek hier gesit het, so, as ek hom afvat, gaan hy presies daar lê, daar is punt C. Kyk, bottom line is dit, en dit gaan dieselfde lengte wees. Ek trek hom gou liggies in, want ek kyk van die bokant af, so as ek hier vanaf kyk, gaan ek hom sien, daar is hy, trek hom liggies hier in, trek hom liggies daar in, daar is my eerste driehoekie. Nou gaan jy presies daai selfde driehoekie kry, hy gaan net kant toe skuif. So wat gebeur nou? Daar's twee maniere hoe jy dit kan doen. Daai punt wat daar is, skuif net oor hiernatoe, so ek gaan dit noem A1, B1 en C1. So om bietjie my tyd te maksimaliseer hierso, so daai woord kan gebruik, gaan ek net daai punte gou oor projekteer hiernatoe, hiernatoe en hiernatoe. So wat sien julle? Dieselfde shape wat jy hier het, daai driehoek, skuif eintlik nou maar net oor hiernatoe. Daar is hy skuif letterlik net oor so. Jy gaan presies dieselfde shape kry. Julle gaan dit altyd by 'n prisma kry. So daai gaan eintlik 'n parallelle lyntjie wees. So ek trek hom gou vir jou in hierso. Maar dit gaan nou 'n stippellyntjie wees. Hierdie is alles stippellyne. Daai is 'n stippellyntjie. Hierdie is 'n stippellyntjie want dit lê onder. Daai gaan kom ons kyk net gou hierso. Daai lyntjie is sigbaar. Hierso is hy. So gaan hy lyk. Donker lyntjie hierso. Donker lyntjie hierso. Donker lyntjie hierso, die buitelyn is donker. Daai buitelyn gaan donker wees, die basis gaan donker wees. Hierdie gaan 'n stippellyntjie wees. Right, en daar het jy nou jou bo-aansig geteken. Hier kan 'n mens dit nie mooi sien nie, so ek gaan dit gou vir julle teken. Dis 'n driehoekie wat so lyk, met die ander driehoekie wat hier onder lê. So, hy lê teen 'n angle boontoe. Jy sien daai boonste vlak, dis hy wat jy hierso sien. OK? En nou
moet ons die snit gaan projekteer en dit gaan ek gou vir julle doen. Ek sal dit klaar maak en dan kan julle die videoetjie sal ek op die groep sit. So ek gaan gou daai snit gou vir julle projekteer, maar Kayla, jy kan nou gou jou bord net by my kom haal. En ek sny daarso, baie maklik, dis deur die bokant, so as ek daai lyntjie afvat, die snit is nie die moeilike deel nie, dit was om hierdie te teken. Daar loop my snit, deur daai boonste stukkie, hy kom een kant in, hy gaan ander kant uit, dan sny hy na hierdie sy toe, hierso, daai sytjie is hierso, ek bring hom loodreg af, dis daarso. Hoe lyk daai snit? Ek gaan hom gou vir jou inteken, en al wat daar gaan lê is dit, teken dit vir julle in vers, dis daai stukkie, dis hierdie stukkie, dis hierdie een, alright, en as ek dit nou vir julle nog duideliker kan maak, kan ek gou hierdie koutjie vat, sorry nou hieroor, maar dis net vir duidelikheid, so hier gaan jy 'n lyntjie hê, daar gaan jy 'n lyntjie hê, daar gaan jy 'n lyntjie hê, hierdie gaan van daar af hierna toe loop, die stukkie gaan hierna toe loop, hierso gaan jy die res van daai ding kry, hierso is die buitekant gaan sigbaar wees, daar's hy, daar's hierdie gedeelte, jy gaan jou weggesteekte lyne hou, gaan dit net vryhand doen, ons doen dit nooit vryhand nie, maar dis nou maar net om bietjie tyd te spaar, ok, so daai lyne gaan jy hê, hierdie lyne gaan jy hê, die weggesteekte lyne, en ek sal ook, in 'n ander kleur gaan ek die onderkant net gedoen vir duidelikheid, dat julle hom ook mooi kan sien, so hierdie ene gaan hierdie sigbaar wees, daai gaan sigbaar wees, hierdie een gaan sigbaar wees, tot en met hierdie stukkie gaan sigbaar wees, daar, dit sal weggesteekte lyne wees, dan gaan ek hierdie gedeelte intrek, dis sigbaar, ek gaan daai lyntjie intrek, sigbaar, 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 en sigbaar, en daar is eintlik presies wat oorbly, al wat ons nog moet doen, is ons moet die assering insit, belangrik, important, my hatching will now run in the opposite direction for this object, because it is another object, it's not the same thing, so I'm just gonna hatch this at a different, I'm gonna hatch it closer, or at a different angle, but the different angle, it's a bit difficult now, I started, so I'm just gonna put the lines closer together, so that you guys can see these are two different ones, you can actually put them in the opposite direction, that would have been maybe a bit better. Okay, guys, and this is how my sectional top view would look. I can now project over my 45-degree line and take it over, and I can draw my separate sectional left view, which I can actually do from this thing projected over and up to there. I'm going to stop the video here. The higher order part was not really the section, it was to draw the existing thing over here. Lekker dag vir julle, hoor.